Hallo en welkom hier by Farm Spice. Ons is vandag hier by die Pannar Extravaganza in Bissiesvlei. As jy in die Noordwes boer. Jan gaan ons meer vertel. Wat is al hulle nuwe kultivars? Waar pas hierdie goeders in en hoe gaan hulle vir jou boerdery waarde toevoeg? So kom ons luister. Jan, hoe lyk dit? Super, lekker en jy? Nee, doodstil rustig. Die dinge loop. Dis goed. Luister maar, die mielies lyk mooi hier agter jou, nê? Ja, die reën het ons gered, Joepie. Dit was droog geweest hierso. Ons was bekommerd geweest, maar ja, reën was toe net betyds en dis 'n ander prentjie. Nou, julle het hulle nou so mooi in die ronde geplant hierso. Nou kom ons begin sommer hier. Hier's 'n wat begin met 'n 4 en daar's een wat eindig met 'n 6. Nou hoop ek hulle hardloop so in sequence om. Verduidelik my gou waarna kyk ons. Joepie, kom ons kyk gou na ons nommers. So, dis Pannar 4 is ons groeiklas, 3 is ultra kort, 4 is vinnig en dan die 5 en die 6 raak die langes. As ons kyk agter PW is Power Core, dis maar die ou BR soos ons hom geken het. Ja. So hierdie is ja. So dis maar basies jou is dit net die Roundup of jou BTN Roundup? Hierdie is stapelgeen, BTN Roundup. Okay. Ja, Power Core. Ja, so hier staan ons by 938 agter die 8 se Power Core, agter die 8 was hy BR gewees. Baie stabiele baster. Ja, een van ons groter geelmielies op die mark. Okay, en dan sê gou vir my as ek nou kyk na hom, ek neem aan is hy hierdie, nê? Hierdie twee rye, ja. Hierdie twee hierso. Okay. En dan hierso het julle nou die stand ook verhoog soos wat julle aangaan. Maar dit lyk vir my nou 'n baie mooi meerkoppige ding, nê? Baie meerkoppig, ja. Selfs op die hoër stand, ek kan nou sien hy hou sy twee koppe. Hy's baie aanpasbaar hierdie mielie. Ons kan hom regtig eintlik onder enige produksie area kan ons pas as hom kan inpas. Maar jy sê enige produksie area, bedoel jy nou soos in jy kan tot besproeiing al daai tipe van goed gaan met hom of net oorwegend droëland? Jy kan besproeiing gaan met hom. Ons het ander basters wat ek sal aanbeveel vir besproeiing, maar aanvullende besproeiing verseker. En ja, droëland oor ons hele gebied van die verre weste tot Magalies Derby. Hy pas oral in. En siektebestand? Bestandheid? Ja, die korter groeiers moet my ou maar altyd kyk en nou jou siektes dophou. Maar nee, agter die 8, dis van ons beter goed dat siektebestandheid is, ja. Uitstekend. En dan maar jy sê vir my agter die 8, maar dit is 938 is die Power Core en dan is 838 een. 838 is die BR 938 sy eerste jaar het ons hom nou op die mark het, ja. Okay. Ek is met jou. Okay, right. Nou kom ons kyk hierdie ene. 5. Ek wil net rarig nê, wie ewer julle nommers uitdink nê, maak hom die lewe nie vir julle so maklikie nê. 5R 582. Okay, verduidelik my. Ja, so 5R bietjie langer groeier as die 4R 582 is net 'n Roundup mielie. Ja, 182 reeks. Ons het nie 'n Power Core op hierdie lyne nie. Maar ja, baie ou stabiele baster. Wat maak hom sterk? Joepie, ons het gesien hy's bietjie sterker op die hoë potensiale, maar ook baie aanpasbaar. Ons plant hom al baie jare in die droë lande in die weste. Sterk meerkoppig, baie goeie skepel. Ja, baie stabiele baster. En as ek hom so kyk, nee, veral op hierdie laer stand, lyk dit of hy baie mooi spruit, is ek reg? Dis wat mooi is van die wild, jy sien hom op die laer stand daar hier buitekant 15000 stand. En dan kan jy sien, daar waar ons oor die 30000 gaan, hoe raak die spruite weg. Ja, want ek wil nou net sê, daar's niks, hierso's niks spruite nie. As jy by 30 kom, dan is hy weg. En ek meen, is nie asof hierdie nou net 'n stupid spruit is nie, hy maak 'n kop, daarso. Ja. Hy kom. Nee, hy pas maar aan as die stand laag is. Jy sien, dis wat jy wil hê en hy's ook wit, nê? Dis 'n geel mielie. As ons laaste een 'n gelyke getal is dit geel, as dit ongelyke getal is dit wit. Right, nou daar leer ek ook nou iets, nê. Okay, en aan hierdie kant het ons nou 5P 955, 'n wit mielie. Een van ons hoofaanplantings wat ons aanbeveel reg oor die spektrum. Nuwe genetika, ons is regtig baie opgewonde oor hom. En hoe lank is hy in terme van sy groeitydperk? So hulle is almal so 120 daar, die 5 omtrent, ja. So 5 is 120 en 'n 4 116, 110 hang ons maar af van die eenhede. So hy's dan nog 'n bietjie korter as wat hierdie ene is. Uitstekend. Okay, dan hierdie ene is dan ook jy sien, nou weet ek ook al ten minste, right. Wit 120 dae. Ja, 923 is bietjie langer, hy seker so 123. Ja. Ja, bietjie hoër potensiaal baster, ons sal hom meer vir die hoë potensiaal vir die watertafels. Ons gaan hom nie in die hoofaanplanting in die verre weste maak nie. Maar ja, 923 nuwe baster, baie hoë potensiaal, baie tevrede met hom. So, wat jy vir my wil sê is hy hardloop meer, jy sê nou watertafelgronde, ook kom ons noem dit nou maar my prime gronde, sal ek hom dan nou plant. En ek neem aan ek kan hom ook dan 'n bietjie jaag op die stand, né? 'n Bietjie jaag op die stand, een van ons resiesperde, ja. Ja. Ek hoor jou. Maar as jy
Nou kom ons sê ek wil kyk na 'n goeie pakket wat resiesperde en boerperde bymekaar sit. Waarna gaan ek min of meer kyk? Chippy, ons gaan op die dieper gronde, op jou beter gronde 923. Op jou swakker gronde 939 is ons laer potensiaal buster, so verre weste die vlakker gronde 600 laer stande gaan ons hierdie buster gaan en dan 955 pas in die middel tussen hulle. So op jou laerstande, maar hy kan in 'n bietjie punishment vat, nê. Nee. Hy moet die punishment bietjie beter vat, ja. So as ek dan jy praat van laer potensiaal, maar kom ons sê ek doen 'n 30,000 stand op hom. Ek het 'n alrighterige jaar, nou nie te goed te sleg nie. Waar so kyk ek omtrent na hom? Chippy, hierdie buster sal ons tipies onder 6 ton potensiaal aanbeveel. Ja. 4 ton dink ek is sy kos. 955 tussen 6 en 8 ton en dan bo die 8 ton gaan 923 gaan uitstaan. Maar ek weet ten minste ek bank amper op 'n 4 ton hierso. Die sonneblomme verlep al, dan gaan hy nog. Ek hoop so. Okay, right. En nou neem ek aan die Dries is nog vinniger, nê. Nee. Hierdie is ons ultra vinnige goeders. Hulle beveel ons maar aan vir die ooste, hoë stande, besproeiing in die weste, die spulpunte. 973 baie goeie skepel. Maar ja, ons gaan hom bietjie stand gee. Jy sal sien hy hou sy kop grootte op die stande. Wat se tipe stande is ideaal vir hom? Chippy, ek dink ja, tussen 45 na 65 toe. Die besproeiing kan ons dalk nog bietjie hoër gaan, ja. Ek neem aan besproeiing 80, daai tipe van houe, ja, maar okay, wat is 100, my ons kan 100 toe gaan op die spulpunte. Wat is my potensiaal dan op hom? Hang maar af van jou grond se chemie en waarvoor jy bemest, maar nee, hy sal hoog gaan. Sal ek 18 kan doen met hom? Ek kan 18 doen op hom as jou goed reg is. Jy sê nee, hoor nou hoe sit die saad nou die kiwiat daarin as jou goeters reg is, nê. Nee. Okay, right, 3P 924 kort geel. Jy leer vinnig. Ai, sien, ek kom daarso, nê. Nee. Chippy 924, ek dink is die beste geel mielie op die mark. Ons plant hom, jy kan sien op 15,000 hoe meer koppig is hy. Yes, dat ek wou net vir jou sê wat vir my sommer net so uitstaan is die size van hierdie koppe, nê. Nee. So dit bly 'n ultra kort, maar pas op vir die laaste stande, maar hy kan verseker aanpas, hy gaan dit hanteer. En dan hom jaag ons ook op 100,000 stande toe. Hierdie mielie se plafon is hoog. Ja, want ek meen kyk ewen hierso op 50,000 stand, hy gee nog steeds vir jou tweede kop. En dis nie net hierse kop. Dit is nie 'n ding wat ek gaan afspeen later nie. Jy kan actually sien. Hierdie mielie kan ons maklik ook druk 100,000 stande toe op die besproeiing. Jy sien, daai is wat ek nodig het. En omval en daai tipe van goed op hom? Ja, baie stabiel, Chippy. Baie stabiel. Ek moet maar die siektes kyk. Kom maar saam met 'n spuitprogram, veral op die hoë stande. Maar nee, ek dink van die beter geel pakket mielies op die stadium. Uitstekend. Right. Dan gaan ons nou so rapsie langer weer, nê. Nee. Net dis ons weer terug op 120 dae, 116 dae, nê. 116 dae seker. 116 dae op 'n geel. Op 'n geel. Chippy, ja, hierdie 'n hoër potensiaal, bietjie meer sal hy neig enkelkoppig toe. Hy kan dalk 'n tweede kop weggooi of so. Ja. So ons gaan hom ja, bietjie meer hoë potensiaal, maar nog steeds baie stabiel. Hierdie kultivar het nogal laas jaar in ons P3's, het hy in al ons P3's 18 proewe gewees. Het hy in almal bo proefgemiddeld gedoen. So ongelooflike stabiliteit en laas jaar was nie 'n maklike seisoen gewees nie. En kan ek hom terugbring Droëland toe ook? Ja. En hom Droëland plant. Okay, en dan kom ons hierso is julle laaste ene wat nou nuut is, nê. Nee. Daar's nou weer 'n meer langer groeier, is ek reg? Hierdie is 'n volseisoen kultivar, ja. Hy gaan 120 plus. 584, ongelooflik meer koppig, baie goeie staanvermoë. Chippy, ja, dit wat ek in die proewe sien, ek wil nog 'n wit mielie sien wat saam met hom gaan stroop. So nee, ons is baie opgewonde. Ons sal hom nog kyk in die plasings, maar lyk regtig goed. Potensiaal hier in die Noordwes en die Droëland areas. Waarna kyk jy omtrent op hom? Chippy, dis sy eerste jaar, maar ek kan glad nie sien hoekom ons nie 10 ton toe kan gaan met hom. Ja, dink as jy net 'n bietjie water kry dan as hy water kry, hy gaan sy 2-3 koppe maak en hy gaan dit vir jou gee. Uitstekend. Okay, so. Nou is 'n lekker maklike vraag, nê. Nee, staan vir my so baie mooi mielies. Hoe werk julle teelprogram net in terme van julle seleksies? Wat is die goed waarvoor julle kyk? Want obviously julle het 'n klein huisie vol kultivars maar julle moet een van die ethos hê waar die goeders dan uitdeurkom. Hoe weet ek op die einde van die dag dit wat nou by my plaas opeindig, wat sy eienskappe waarvoor julle kyk en of dit by my inpas? So Chippy, ons het maar product count, ons werk op konsepte.
Ons het 'n konsep vir besproeiing, ons het 'n konsep vir sande vir die watertafels. Ons het 'n konsep vir die droë lande en dan moet ons maar kyk waar 'n gap is. En dan toets ons maar die nuwe goed as hulle inkom en as ons sien hulle is beter as 'n bestaande een, dan vervang ons hom. En hoe lank eindiglik, want ek weet die cultivars, ek het in die verlede geweet, ek meen ons praat van, ek praat daar van jare terug, nee. Maar dit was nog tye toe, ek wil dit noem, cultivars half stabiel was. Die ou Pannar 6126 en 6326, daai goed, maar daai cultivar het omtrent vir 6-7 jaar gehou, wat die ouens om reg deur geplant het. En nou voel dit vir my, ons is elke 3 jaar, amper 2 jaar, 3 jaar, dan jy op nuwe cultivars, jy kry nie eens kans om die nommers te leer nie, dan moet jy alweer varses plant. Hoe lank hou die goed deesdae? Dit gaan afhang van cultivars per cultivar se stabiliteit en dit gaan afhang wat in die pipeline inkom. Uit die hart van die saak, as mense 'n nuwe cultivar kry wat beter presteer, moet jy een laat gaan om plek te maak vir die nuus. So nee, daar's nie 'n reël dat ons elke 3 jaar 'n cultivar vervang nie. As ons iets kry wat ons 'n rede het om hom te vervang, dan vervang ons hom. Right, dit is Jan hierso van Pannar af by hulle Extravaganza hierso in Bessies Vlei. Okay, so nou het julle 'n idee van wat se nuwe goed wat kom? Hulle is altyd aan die op die voorpunt, nê. So, as jy belangstel, linkie bo of hier onder of kom by jou plaaslike pannerhou uit, dan gaan hulle vir jou uitsorg. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.